Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaagaande biduur geleentheid. Hier aan die begin van 'n nuwe kwartaal wat die skole ingegaan het en ons as gemeente ook nou gaan inbeweeg van komende Sondag af, bevind ons onsself nog steeds op pad na daardie ander groot gebeurtenis en viering wat Christene reg oor die wêreld saam herdenk en vier in hierdie tyd. Natuurlik praat ek van hemelvaart. Binne die volgende paar weke, aan die einde van die maand om presies te wees, gaan ons saam die troonbestuiging, die hemelvaart van ons Here Jesus Christus herdenk en vier. En vanaand dink ons daaraan in ons biduur geleentheid, wanneer ons saam dink en hoor en ook saam daarvoor gaan bid, en ons gaan so 'n bietjie meer inligting daaroor in 'n oomblik gee, tot die verreëse Here, wat op hierdie oomblik vir ons besig is om in te tree in die allerheiligste, in die teenwoordigheid van die Vader. En as ons vanaand saam met Hebreërs hoofstuk 7 gaan lees, dan gaan ons ook hoor wat dit is wat Jesus op hierdie oomblik as lewende, verreëse Here besig is om te doen daar in die teenwoordigheid van die Vader vir ons, voordat hy terugkeer om ons as sy kinders en sy volgelinge te kom haal. So ons gaan saam lees net so 'n paar verse uit Hebreërs hoofstuk 7. Jy moet asseblief die hele hoofstuk gaan lees, 'n wonderlike hoofstuk in Hebreërs, wat vir ons vertel van Jesus as ons ewige hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek, wat juis, soos ons vanaand gaan hoor, besig is om vir ons as voorspraak daar te bid, te pleit by die Vader. Gaan lees asseblief die hele hoofstuk. Ons gaan saam gesels oor hom wat lewe, wat opgewek is uit die doodheid, en wat ook vir ons op hierdie oomblik intree by die Vader. So, as ons vanaand so 'n bietjie saam daaroor gaan lees en saam daaroor gaan gesels, dan gaan ons baie spesifiek bid tot hierdie lewende Here wat in staat is om ook vir ons redding te verseker. Nie dat hy dit nie reeds gedoen het aan die kruis nie, maar dat hy nie in hierdie oomblik, om dit nou sonder om dit disrespekvol te stel, rus in die hemel nie. Hy het nie opgevaar hemel toe en nou wag hy vir ons om by hom te kom aansluit nie. Op hierdie oomblik tree hy vir ons in, en as ons tot hom bid en tot hom pleit, dan weet ons en kan ons verseker weet dat hy wat liggaam gehad het, soos ek en jy liggaam het, wat geworstel het met siekte en swakhede, met die sonde, soos wat ek en jy elke dag worstel, dat hy weet waardeur ons gaan. En hy is die perfekte voorspraak, nie net omdat hy weet waarmee ons worstel nie, maar juis omdat hy dit oorkom het, omdat hy as perfekte, gehoorsame, heilige mens en ook hoëpriester dit deurgegaan het. En op hierdie oomblik ons gebede aanhoor en vir ons intree. So, ons gaan vanaand so 'n bietjie daaroor gesels, paar gedagtes deel, en natuurlik hoor wat die woord vir ons hieroor sê. So vir ons skriflesing gaan ons saam blaai, soos ek genoem het, na Hebreërs hoofstuk 7 toe. En ek gaan vir ons van hoofstuk 7 af net 3 verse saam lees. Vanaf vers 22 tot en met die einde van vers 25 gaan ons saam lees. Ek maak gebruik van die 2020 direkte vertaling, jy is welkom die eie teks ook te volg. Kom ons hoor hoe die Hebreërs skrywer vir ons bemoedig en verseker en vertroos met hierdie openbaring, hierdie kykie agter die voorhangsel in van die allerheiligste in die hemel. Vanaf die 22ste vers. Daarvolgens
die 83 vertaling sê, so, met ander woorde, so het Jesus ook borg van 'n beter verbond geword. Hy het ons borg geword. Nou, net om dit te onderbreek hier vir 'n oomblik, 'n borg, iemand wat vir ons instaan, iemand wat vir ons intree. Hy het ons borg geword van 'n beter verbond. Natuurlik verwysend na die ou verbond en hoe Jesus die ou verbond kom vervul het en daaraan sy volle betekenis gebring het, hoe die priesters en die hoëpriester onder die ou verbond as tussenganger opgetree het en as borg ingestaan het vir die volk, kom Jesus en nie met offerdiere kom tree hy vir ons in nie, maar hy word en bring die finale volkome offer vir my en vir jou. Hy het ons borg geword van 'n nuwe, beter verbond, verhouding wat ons met die Vader het. Boonop was daar baie ander mense wat priesters geword het, omdat die priesters deur die dood verhinder is om aan te bly. Dis logies. 'n Hoëpriester sou uiteindelik tot sterwe kom en iemand sou sy plek moes inneem. Maar omdat hy tot in ewigheid bly, met ander woorde, omdat hy reeds die dood oorwin het, reeds die dood ingegaan het en daardeur gegaan het in ons plek, besit hy nou 'n priesterskap wat nie tot 'n einde kom nie. Hy is die hoëpriester vir ewig. Volgens die orde van Melchisedek begin die hoofstuk 7 ook mee. En vir ewig, nie net terug in die geskiedenis in nie, maar ook vorentoe in ons toekoms in, is Jesus ons hoëpriester, wat vir ons intree by die Vader. Die belangrike verse vanaand. Dit is waarom hy ook volkome in staat is om hulle wat deur hom na God toe kom te verlos, omdat hy altyd leef, om terwille van hulle in te tree, sodat hy terwille van hulle, terwille van ons wat nou na die Vader toe kom, wat later in kronologiese tyd tot die Vader gekom het en nou tot hom nader met ons gebede, Jesus tree nou vir altyd ook vir ons in. So, 'n bietjie 'n moeilike teks, maar ek hoop die verduideliking was voldoende. Die opgestane Christus is in hierdie gedeelte en wat die Hebreër skrywer vir ons probeer verduidelik. Nie net die oorwinnaar oor die sonde wat tot en met die punt van sy kruisdood gepleeg is vir sy kinders daarvoor boete doen nie. Hy is die eenmalige offer en een wat die eenmalige offer bring aan die kruis, natuurlik volkome, volledig, tetelestai, dit is volbring. Daardie sondes is vergewe, daardie sondes is weggewas, maar heensvoorts vir ewig, vir altyd, bly hy die hoëpriester wat vir ons intree. En dit is wat die Hebreërskrywer vir ons vanaand mee wil bemoedig. Hy, wat die Here is, het vir ons boete gedoen aan die kruis. God het dit aanvaar, God het dit, reken ons dit nie meer toe nie, want Jesus het daarvoor reeds gesterf, die straf het reeds gekom op hom, en nou kan ons troos vind, kan ons rus vind, kan ons vrede vind in die feit dat Jesus se bloed ons skoon gewas het. Maar wat van die sonde wat ek vanaand pleeg en vandag gepleeg het, en die tekortkominge wat ek in hierdie week van bewus geraak het? Wat van my twyfel, my onsekerheid? Wat van die dinge waarmee ek steeds worstel? My afhanklikheid? Wat van daardie sondes?
Die Hebreërskrywer wil vir ons sê, Jesus red, volkome, finaal, vir ewig. Ja, dis volbring, maar omdat hy op hierdie oomblik lewe en op hierdie oomblik vir ons intree daar by die Vader, agter die voorhangsel, om daai beeld te gebruik wat die Hebreërskrywer ook vir ons mooi verduidelik. Omdat hy op hierdie oomblik ook vir ons intree, is die effek van sy werk en daarom sy werk steeds aan die gang. Wat hy vir ons doen hy steeds aktief vandag. Vandag op hierdie oomblik is hy ons voorspraak. Ons het 'n hoëpriester in die hemel by die Vader, heilig, sonder sonde, wat in 'n liggaamlike, soos my liggaam, daai selfde liggaam in die hemel is by die Vader. Die katekismus herinner ons ook hieraan, dat daar is op hierdie oomblik liggaam, fisiese liggaam in die hemel, en dis 'n troos vir ons, dis 'n versekering vir ons, dat daar ook vir ons, as mense met liggame, daai hoop is. Ook ons sal opgeneem word, eendag, na hom toe. Ja, sy liggaam is 'n verheerlikte liggaam. Dis anders, dis uniek, maar dit is vlees. Die disippels het aan hom gevat, selfs na sy opstanding. En daar is liggaam, sarks, in die hemel. Dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons versekering, want hy as ons voorspraak pleit vir ons by die Vader. Hy hoor ons gebede aan, en dit help ons om te onthou, dat dit 'n voortdurende, ewige proses is. Nie net my ou sonde, waarvan ek dalk ook redelik afstand gedoen het. Nie net dit het hy voorbetaal nie, maar ook daar waar ek nou vandag hier val. En dit waarmee ek worstel, en waar ek dink, ek kan dit dalk self regkry. Ook daarvoor tree die Here vir sy kinders in, vir sy diensknegte in, vir sy volgelinge in. Dit herinner ons aan Paulus se woorde aan die Romeine, in Romeine 8 vers 34, waar Paulus hulle ook sê, dat Jesus sit op hierdie stadium aan die regterhand van die Vader, waar hy vir ons intree. Nou ons weet dat sy sitting aan die regterhand van die Vader verwys dalk meer na sy koningskap, sy heerskappy. Die feit dat alle mag aan hom onderwerp is. Dat daar niks is wat ons uit sy hand uit kan ruk nie. Dat daar niks is wat ons wat in hom glo van hom af sal wegneem nie. Dit herinner dalk aan daai heerskappy van hom, daai soewereine mag van hom. Maar die Hebreërskrywer gee vir ons ook, sluit ook by hierdie gedagte in. En wil vir ons sê, nie net is dit 'n kwessie van niks kan ons fisies uit die Vader se hand uitruk nie. Dit gaan hieroor, hy tree vir ons in daar. Hy is voortdurend besig om vir ons te pleit. Soos wat die Heilige Gees, sy eie gees, ook hier besig is om ons te lei. Jy sal onthou, ons het gepraat oor die gedagte van die voorspraak, die gedagte van die parakleet, die tussenganger, daai regsverteenwoordiger, wat namens my praat, namens my pleit. Christus het namens my gesterf. Christus pleit op hierdie stadium namens my en stuur daai selfde geestelike gedagtes deur die Gees om my te help, om my te lei, om vir my in te tree. Ons moet daarvoor bly luister. Ons moet sensitief bly daarvoor en bemoedig word deur die gedagte dat nie net
tree hy vir my daar by die Vader in nie, maar sy eie Gees lei my en help my hier. Wat beteken dit prakties vir ons in hierdie tyd waarin ons leef, met die dinge waarmee ons worstel? Hoekom is dit vir ons 'n bemoedigende, troostende gedagte? Wel, die eerste plek, ons is nie alleen nie. Hy het gekom en my lyding, my swaar kry, my worsteling beleef, ervaar, deurgegaan. So hy verstaan, ons is nie alleen nie. Hy is ook op hierdie oomblik by ons, deur sy Gees. Ons hoop hang nie van ons af nie. Met ander woorde, ons hoef nie alleen te voel, ons worstel alleen teen hierdie sonde, teen die swakhede van die vlees nie. Hy is saam met ons en hy is daardeur. En deur sy Gees wil hy ons ook daardeur lei. En selfs daar waar ek val, selfs daar waar ek nie slaag om gehoorsaam en reg te lewe nie, selfs daar word ek herinner dat sy perfekte voorspraak, sy perfekte pleidooi en gebede word vir my in my plek ook aan die Vader gerig. Selfs wanneer my woorde op is. Selfs wanneer ons in daardie totale, hooplose, moedelose situasie onsself bevind, waar ons letterlik nie weet wat om te bid nie. Herinner die Hebreërskrywer ons selfs en dalk juis in daardie tye, tree die Gees, tree Christus as ons voorspraak vir ons in. Dit herinner ons dat hy sal die goeie werk wat hy begin het, ook in ons end uit voltooi. Hy sal dit doen. Hy sal sy beloftes wat hy aan sy kinders gemaak het, om hulle nie te versaak nie, om hulle nie te verlaat nie, hy sal daai belofte nakom en hy sal sy werk om die wat die Vader vir hom gegee het te kom red. Hy sal nie daarin faal nie. Hy is bewus daarvan en aandagtig oor die feit dat ons menslik is, dat ons mense is. En hy het gekom om ons te kom red. Wat hy heiliglik doen as ons ewige hoëpriester, is om daardie goeie werk ook te voltooi. Deurdat hy vir ons intree, end uit, vir altyd, as die lewende, ewige hoëpriester by die Vader. Geliefdes, dit gee vir ons moed, en dit gee vir ons sekerheid, dat die gebede wat ons ook vanaand tot hom rig, aangehoor gaan word, en dat ons nie dit net teen die dak vasbid, of net in die lig inbid nie, dat hy dit aanhoor, en dat hy selfs ons swak gebede sal reinig, en sal aanneem, en sal sterk, deur selfs my swak geloof. So, in die eerste plek aanbid ons hom daarvoor, en ons dank hom, vir die feit dat hy vir ons kom leef het, vir ons kom sterf het, en dat hy op hierdie oomblik ook ons gebede gaan aanhoor. Ons wil hom prys daarvoor. Hy is immers die koning wat lofwaardig is. Ons verontmoedig onsself en ons bely dat ons sukkel, ons worstel, en ons het hom nodig. En hoe bemoedigend om te weet dat hy hoor juis wanneer ons nie kan nie.
wanneer ons nie meer verder kan nie, wanneer ons swak is, dan help hy ons. Dit gee vir ons troos, en ons bid daarvoor. Ons bid dat die Here ons sal verseker, en ons sal troos, waar ons nog onseker is. Dat hy ons sal oortuig, dat al wat hy van ons vra, is daardie afhanklike geloof, wat op hom vertrou, en nie op onsself nie. Natuurlik bid ons weer vanaand, vir die wat werklik afhanklik is, en die wat op hierdie stadium swak is, fisies ook, siek is, gehospitaliseerd is, die wat deur moeilike tye gaan. Ons dink aan Tannie Amor steeds. Ons het nuus gekry dat sy weer hierdie week onder die lem moet gaan, en ons pleit dat die Here haar sal behoed en bewaar, en dat hy ook saam met die dokter sal wees, wat hulle hande op haar gaan lê, en dat hy die groot geneesheer ook vir haar sal wees, en haar herstelproses ook, as dit sy wil is, vinnig en volkome sal laat uitloop. Ons bid in hierdie selfde gedagte ook vir die geliefdes en die vriende van oom Dolf Nagel, wat in die week oorlede is, en ons dra hulle ook aan die Here op. Ons dank die Here ook vir oom Dolfie se lewe, en dat ons as gemeentelede en as vriende van oom Dolfie in sy lewe kon deel. En ons vra dat hy met hulle sal wees, wat seer het met oom Dolf se heengaan. Ons pleit by die Here vir geloofsgroei, dat ons sal groei in ons kennis van hom, en in genade, dat ons hom beter sal leer ken, en daarom meer sal leef soos sy kinders. Ons bid dus ook vir ons jong mense, vir ons kinders, die wat nog die Here leer ken, in hulle eie geloofswandel met hom, en veral waar die skole en die jeugaktiwiteite van hierdie week weer gaan begin toeneem en opneem, dat die Here ook vir ons wat met die kinders gaan werk, en vir die wat met ons jong mense werk, die wysheid sal gee, om hulle ook te lei in die waarheid. Ons doen in daardie selfde asem voorbidding vir ons families, en baie spesifiek in krisistye. Ons besef dat die milieu en die wêreld waarin ons leef, maak dit nie vir gelowiges maklik nie. En ons finansiële vooruitsig in ons land, en ons dorp, en ons omgewing, dit sit druk op ons as gelowiges. En ons vra dat die Here ons daarvan ook sal kom bevry. Dat die Here vir ons sal genoeg moed en sekerheid gee, dat hy na ons sal omsien, met dit wat ons nodig het, om sy naam te verheerlik. Ons bid vir die kerk in die grotere, ook ons gemeente, steeds ook vir die gebeure in Europa, met die Katolieke Kerk, wat 'n nuwe paus gaan verkies. Ons bid vir ons eie kerk, en die onstuimige religieuse omstandighede ook in ons eie kerk. Ons bid vir ons buurgemeente, wat ook in 'n proses is, om soekend te wees na 'n nuwe leraar, 'n herder, wat hulle ook sal lei in die waarheid van die woord van die Here. Ons pleit vir ons broers en susters daar in ons buurgemeente ook. So ook die ander gemeentes hier in ons dorp. Geliefdes, dan vir leierskap in die kerk, ons predikante, ons sendelinge, veral in hierdie week, ons ligdraers, dat die Here hulle sal behoed en bewaar op die pad, en dat hy ook hierdie projek van die ligdraers hierdie jaar sal seën, soos wat hy die laaste paar jaar gedoen het.
Geliefdes, dan wil ek vanaand vra dat ons sal bid vir verlore siele, om dit in aanhalingstekens vanaand so te plaas. Die wat nog nie die evangelie gehoor het nie. En die wat dalk die evangelie gehoor het, maar nog nie oortuig is deur die Gees om dit aan te neem nie. Mag die Here in sy wysheid en in sy almag ook die geestelike oë van daardie mense sal open, sodat hulle hom sal sien as die ewige hoëpriester, wat ook vir hulle, as hulle deel is van die onsigbare kerk, intree, en ook vir hulle kom sterf het. So dis ons sake van gebed vir vanaand. Ek vra dat u, daar waar u is, vanaand sal saam bid oor hierdie sake, en ek wil vanaand afsluit met gebed ook. Saam, ook op hierdie wyse. Kom ons bid saam. Here, vanaand is dit vir ons 'n wonderlike voorreg om u te kan aanroep as ons voorspraak, as ons tussenganger, as ons ewige hoëpriester, in die teenwoordigheid van die Vader, wat vir ons intree met woorde wat ons nie ken nie, en ons gebede aanneem, en dat u dit sal reinig, en sal heilig, en voor die Vader sal bring. Here, ons vra, dat u hierdie sake waaroor ons saam bid vanaand, dat u vir ons in u tyd ook antwoorde sal gee, op hierdie menslike krisisse, hierdie probleme waarmee ons sukkel, dat u ons sal verseker, dat u in beheer is, en dat u reeds vir ons genoegsaam voorsien het, om te doen waarvoor u ons hier geplaas het, en dis om u te verheerlik. Here, u het gehoor vir die spesifieke sake waaroor ons bid. Ons dink aan ons siekes in die gemeente, en ook elders. Ons dink aan die wat seer het, die wat pyn en verlies ervaar het. Here, wees nie ver van hulle af nie. Vader, ons bid, vergewe ons sondes, en vorm ons na die beeld van ons Here Jesus Christus, dat ons hom sal dien, met entoesiasme, en met ywer, en dat ons sy lig sal skyn die wêreld in. Dit is in sy naam wat ons pleit. Amen.